Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dit is onmoontlik om net na 'n persoon te kyk en te sê hoeveel geloof hulle het. Ons geloof kan vergelyk word met 'n emmer vol water. Jy ontdek eers hoeveel binne in die emmer is, as iemand die emmer raak stamp. Wanneer die lewe my en jou stamp, mors dit uit wat 'n mens van vol is. Miskien het jy die afgelope jaar 'n groot finansiële stamp gekry. Wat het toe uitgemors? Vrees of geloof? Miskien het jy of 'n geliefde slegte nuus van die dokter ontvang. Nog 'n stamp. Wat het oor die kant gespat? Vrees vir die ergste of vertroue in God vir die beste? Mense kan nie sê deur na jou te kyk hoeveel geloof jy het nie, maar hulle kan sê deur na jou te luister. En jy kan baie oor jouself leer as jy luister na wat jy sê, veral wanneer jy deur moeilike tye gaan. Hoekom sê dinge sal nooit regkom nie? Hoekom nie eerder die gewoonte vorm om te sê dinge gaan goed eindig nie? Op die oomblik gaan ek regtig deur 'n moeilike tyd, maar ek weet dinge gaan goed eindig. God sal dit wat Satan bedoel het om skade te doen neem en omdraai vir goed in my lewe. Onthou, 'n mens stel ook geloof vry deur dit wat jy sê. Jesus sê in Matteus 17 vers 20, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Let op, Jesus verwys nie na 'n berg wat jy jare gelede teëgekom het nie. Hy sê vir hierdie berg. Hy wil hê jy moet vandag jou geloof beoefen. Geloof werk wanneer dit die taal word wat jy praat en die gesindheid word wat jy handhaaf. Die vyand wil nie hê jy moet dit weet nie, want wanneer jy dit doen, dink jy nie aan wat nou met jou gebeur nie, maar eerder oor wat moontlik is. Here, help my om net weer opnuut te besef dat geloof vrygestel word wanneer ek praat en optree in lyn met wat ek sê ek glo. En wanneer ek voel my geloof begin verswak, help my dat ek sal sê, ek glo dat God dinge ten goeie sal laat uitwerk. In Jesus naam bid ek dit.